Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en hierdie is Straatwys. Nou, ek het in 'n vorige video gepraat oor Winnie the Pooh en hoe sy eenvoud om eintlik lei na 'n gelukkige lewe. Nie omdat alles reg is nie omdat hy alles verstaan nie, maar omdat hy homself ken en okay is met hoe hy is. Nou, daar is nog 'n aanhaling van Pooh wat op die oog af amper snaaks klink, maar eintlik baie diep vir ons iets wys. Wat sê, "A fish can't whistle and neither can I." Nou, dit klink amper laf, maar luister mooi wat daarin lê. Ek het beperkings en ek weet wat hulle is, maar ek is okay daarmee. Nou, dis nie selfbejammering nie, dis selfkennis. Daar's niks fout daarmee dat jy nie kan fluit nie, veral as jy 'n vis is. Die probleem begin eers wanneer die vis probeer om homself te dwing om te fluit, homself te meet aan iets waarvoor hy nie gemaak is nie, en dan homself breek omdat hy nie goed genoeg is daarvoor nie. Hoeveel van ek en jy doen dit elke dag? Ons verwag van onsself om alles te wees, alles reg te doen, alles te kan en alles te dra. En as dit nie kan nie, dan oordeel ons onsself harder as wat enige iemand anders ooit sou. Maar wysheid lê nie daarin om geen beperkings te hê nie. Wysheid lê daarin om te weet wat jou beperkings is en jou lewe daarvolgens in te rig. Dit beteken nie jou om te groei nie, dit beteken nie probeer niks niets nie, maar dit beteken jou op om jouself te dwing in rolle en in verwagtinge en lewenspaaie wat nie jou roeping, jou menswees en jou unieke saamstelling dien nie. As 'n ou wysheidsaanhaling wat dit so stel, wat sê, "One disease, long life, no disease, short life." Met ander woorde, die mens wat weet wat fout is, leef langer en rustiger, want hy erken dit, hy werk daarmee en hy stel sy lewe daarvolgens in. Maar die mens wat glo hy is perfek, gesonder en sonder tekortkominge, is die een wat die meeste skade kry. Nie omdat hy sleg is nie, maar omdat hy blind is. Wanneer jy jou tekortkominge raak sien, kan jy met hulle werk. Wanneer jy dit ontken, werk hulle teen jou. En dis waar geloof ook so diep menslik raak. Die Bybel is vol mense met tekortkominge. Moses wat nie lekker kon praat nie, Petrus wat impulsief was, Paulus wat 'n doring in sy vlees gehad het. En tog het God nie gewag dat hulle perfek is nie. Hy het met hulle gewerk soos hulle is. Dis dalk een van die grootste leuns wat ons glo, dat ons eers reg moet wees voordat ons mag leef, mag dien, mag groei en mag gelukkig wees. Maar dalk is die waarheid nader aan Pooh se woorde wat sê, "Ek kan nie fluit nie en dis okay." Wanneer jy dit aanvaar, gebeur iets vreemds binne in jou. Jou energie skuif, jy hou op 'n klei teen jouself, jy begin bou met wat jy het. En kort voor lank ontdek jy iets nog mooier, dat dit wat jy as 'n tekort gesien het, soms een van jou grootste sterkpunte kan word. Jou sensitiwiteit word empatie, jou traagheid word diepte, jou stilte word wysheid, en jou beperkings word vir jou rigtingwysers. Miskien is dit vandag se straatwysheid om te sê, moenie probeer fluit as jy gemaak is om te swem nie. Ken jouself, aanvaar jouself, werk met wat jy het. Want 'n vis wat ophou probeer fluit, ontdek dalk hoe ongelooflik goed hy kan swem, en dit is presies waarvoor hy gemaak is. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.